Ons maak dit ons oor toe. Vader, dankie dat ons vanoggend net weer by u voete kan sit. En Here, ontvang dit wat u vanoggend met ons wil deel. Here, dankie dat ek maar net 'n instrument in u hande sal wees, u spreekbuis sal wees. Maar Here, dat u hart sal openbaar vir ons om te hoor. Dankie Here vir u liefde, u genade. Ag Here, dankie dat u die God is, die koningskap van ons lewens, die regerder van alles is. Vanoggend gee ons u al die eer, Here. In Jesus naam. Amen. Wat 'n geleentheid is dit om weer vanoggend, die laaste Sondag van 2025, die woord te kan deel met julle. Ek is bevoorreg om dit te kan doen. So welkom hier aan Pastor Dawie en Rosalinus, wat daar in die hoekie sit. Hulle sit in die afdeling van mamas met babas. Maar ja. Ag ek wil ietsie net met julle deel vanoggend. Dis nou nie 'n groot, kan sê 'n lang woord wat hier op my hart gesit het, maar ek wil iets met julle deel. Iets wat ek ervaar het nou die afgelope paar weke toe ons op vakansie was. En ek dink dit is belangrik dat ons besef, weet. En ek sê nou dink, weet, toe ons nou weg was daar geleentheid geweest wat ons ouer gewoond as ons Oos-Kaapse gedeelte toe gaan. Maak ons planne van om iewers in die vakansie 'n Tsitsikamma trippie in te werk. En ek weet nie van wie van julle was al by Tsitsikamma geweest. Dis asemrowend. As jy jouself wil bederf, gaan regtig soontoe. Ek dink dis een van die plekke wat ek baie naby die Here is. Kyk, daar is die see, lyk op sy rofste, die rotse is groot. En as jy daar sit en jy sien hierdie massiewe water wat in daai rotse vaslaan en jy sien net branders. Dit spreek van God se grootheid en goedheid. En dit is maar my favourite plekjie is, weet, en ek dink deel daarvan is om my pa groot geword in daai omgewing. So dit was hulle toe hulle kinders was dit hulle speelarea. En vandag is dit nou 'n nasionale park. Maar terwyl ons daar gesit het, ons het eers 'n lekker staproete gestap. En ek moet sê ek het 'n Tersia gebied. Ek moes 'n paar keer waar vir hom inhaal. So ek was baie beïndruk met myself. Maar terwyl ons nou hierdie staproete gestap het en ons het teruggekom met ons 'n koeldrankie gedrink daar by die restaurant. En toe gaan ons elkeen op sy afsonderlike plekjie gaan stil raak. En net te sit en dit in te neem, die skoonheid van God se skepping. En nou terwyl ons daar gesit het en elkeen om sy eie gedagtes, ons het seker wat 'n uur, half, 2 ure daar gesit en sit ek en dink terug aan 2025. En ek besef te weet as ou kyk en ek weet nie of julle al op 'n posisie gekom het hierdie afgelope week of 2 dat julle al op 'n plek gekom het waar julle net gesit en dink het aan die jaar wat nou verby is. En terwyl ek daar sit en dink, te besef ek dit was in baie gevalle 'n moeilike jaar. En ek hierdie jaar was ons baie getoets op baie areas. En as dit nie net finansiëel was, daar's baie dinge wat ons deur moes gaan het hierdie jaar. En terwyl ek was sit en ek besef al hierdie opdraandes wat ons gehad het en die afdraandes, besef ek net, ten spyte van al daai, bly God nog koning. En ek dink dit het my brein 'n bietjie aan die gang gesit, om te dink aan dit, dat ons in soveel situasies deurgaan. Elkeen van ons wat hier sit en die wat luister, wat online luister, as jy moet gaan terugsit en terugdink aan hierdie jare wat verby is. Dink 'n bietjie aan al die opdraandes wat jy in jou lewe gehad het. Dit wat jy moes ervaar het, dit was 'n wille jaar. En ons bly nie eens in die Wesrand nie. Maar is net so wild. En ek dink,
terwyl ek op my rosse gesit het, ek nou gesit en drink, weet en my gedagtes het deurgegaan en ek het die wat ek kon onthou, gedink aan elke paartjie wat ek getrou het. Hoe hulle lewenspad begin het as man en vrou hierdie jaar. My gedagtes het gegaan oor elke kleintjie wat ons ingeseën het. En die begrafnisse wat ons gehad het hierdie afgelope jaar. Mense naby ons wat ons aan die dood moes afstaan. Dan besef ek dat al hierdie mooi herinneringe en die hartseer en al die teleurstellings was maar deel van hierdie jaar gewees. Maar ten spyte van dit bly God koning. En ek dink van julle wat hier sit, is daar baie van julle wat ook hierdie jaar 'n groot verlies gely het. Daar was mense wat afgelope tyd, wat ek van bewus is, wat gediagnoseer is met ernstige siektes. Daar's mense wat hierdie afgelope jaar erge finansiële druk ervaar het. Mense wat hulle werke verloor het. Daar's mense wat emosioneel en fisies uitgeput is. Want al hierdie faktore dra by tot hierdie drukking wat ons ervaar. En ek dink een deel van hierdie jaar wat nou verby is, wat niemand sal vergeet nie, is dat tot die wegraping sou plaasgevind het, wat nog drukking op ons geplaas het. Maar net so was daar hierdie jaar ook baie oorwinnings gewees. En ek dink baie van ons het in oorwinnings gestaan, mense wat het bevorderings gekry en mense wat die werk gehad het werk gekry. Maar selfs in daardie oorwinnings was daar trane gewees. So dat oor die algemeen was dit in baie gevalle nie 'n maklike jaar gewees nie. As jy regtig die twee die goed moet opweeg teenoor mekaar. Maar ek kan nog steeds met sekerheid sê, God bly koning. En ek dink is een ding wat ons weet, is dat God verander nie. Die God wat ons gehad het in die Ou Testament is die God wat in die Nuwe Testament is. Die God van gister is die God van vandag en hy gaan dieselfde God wees vir môre en die toekoms wat kom. Ek wil graag ons saam lees in Psalm 29 vers 10. Die Psalm sê hierso, hy sê die Here regeer oor die watervloed. Die Here heers as koning vir altyd. Hy heers oor die watervloed, maar hy heers as koning vir altyd. Nou, daar's 'n paar punte wat ek wil uitlig uit vanoggend se woord. En die eerste deel daarvan is, storms verander nie God se posisie nie. Jou omstandighede waar jy in jouself bevind en baie keer deurgaan, verander nie die posisie van God nie. Die woord sê, die Here regeer oor watervloed. En daar's van die ander vertalings wat sê, die Here sit bo aan die vloed. Ek dink soos ons afgelope jaar, elkeen van ons, daar wat jy nou vanoggend sit en miskien moet terugdink aan die jare wat verby is, het elkeen van ons eie storms in ons lewens ervaar. Of dit nou op skool was, of dit by die werk was, of dit op die universiteit was, of familie, siektes. Elkeen van ons het 'n storm wat ons deur moes gaan. Maar dit het nie die posisie van God verander nie. Julle sal onthou, daar's 'n paar jaar terug was daar 'n baie oulike sêding wat 'n meisietjie op sosiale media gedeel het. En van daardie tyd af het daai deel het my motto geword as ek in situasies kom. Haar woorde was, lig jou ken en ken jou lig. Wie kan dit onthou? En ek dink dit is daai ding jou mikkel of jou middelpunt of jou mikpunt is in situasies, het jy iets aan hom vashou. En dit is belangrik dat ons moet weet, ons as mens, ons as kinders van die Here, ons is nie gevrywaar deur probleme nie. Inteendeel, ons gaan nog 'n bietjie meer weerstand hê as die ander. Maar as ons ken lig en ons lig ken, gaan ons weet in watter posisie God is en waarheen ons moet kyk.
en hoe ons moet kyk. Wat is sy posisie in hierdie storm? Ons is baie keer so bewus van ons storms. En ons raak so bewus van die realiteit van daardie storm, dat ons nie God in die storm raak sien nie. Ek weet dat daar situasies wat baie van ons die afgelope jaar deurgegaan het, en ek dink, dit is maklik om te sê, weet jy, hou vas in die Here, weet, druk deur, ons staan saam met jou, ons weet, wees net sterk. Maar as jy jouself in daardie posisie en in daai skoene geplaas het van daai persoon, is dit moeilik om daardie persoon te motiveer om vas te hou. Maar ding wat ek geleer het in hierdie tyd, wat ek graag met mense sal deel, is lig jou ken. Maar die oomblik as jy jou oë wegvat van jou situasie af, en jou ken lig en God sien, gaan dinge begin verander. Hy sit as koning bo die vloed. Ek dink dit herinner my baie aan hierdie verhaal wat ons lees in die Bybel van disippels wat op hierdie skuit was. Julle almal ken die verhaal. Hulle almal sit daar so in hierdie storm het oor die see opgekom en hulle hou vas. So in my gedagtes, weet as ek iets lees, dan sien ek 'n prentjie, so 'n video wat vir my uitspeel. So ek kon die beraadheid sien. Die vasberadenheid, die bang, die skrik van hierdie ouens wat op hierdie boot is en hulle hou vas vir hulle lewens. Jy sien, dit is erg. En ek het terwyl een keer gaan, ons almal het gaan visvang, diepsee gaan hengel. Nou, ek het 'n prentjie van hoe Tersia gevoel het op baie boot, baie skuit, of wat doen jy? Ek imagine dis hoe die disippels was. En in hierdie storm maak hulle vir Jesus wakker wat hier onder lê. En hulle vra vir Jesus, Here, gee U nie om vir ons dat hier vergaan nie. U sal ons moet red, help ons in hierdie storm. En die ding is, Jesus het gelê en slaap, maar hy was nie bekommerd gewees nie. Want hy het geweet, die storm is onder sy voete. As ons Jesus in dieselfde skuit van ons probleme het, sê die woord, ons kan dit doen, ons kan uitroep en sê, Jesus, help ons, sien jy nie, ons is in situasie, help my. Dit gaan jou help om jou fokus te verander, weg te vat, van jou situasie af, na die Vader toe. Kom ek een ding gou vir julle sê, dat toe ek jonk was, en ek het droog gemaak, wat ek gereeld gedoen het, en ek dink daar's waar die ander die goed geleer het van, of gekry het van. En ek het moeilikheid gemaak, weet jy, dan gaan ek na my pa toe, want ek weet, ek gaan in elk geval pa kry. Maar die oomblik as ek vir my pa gesê daarvan, jy papi, weet, dit wat gebeur het, en weet, ek is jammer, en ek huil, en ek kan goed huil hoor, yes. En ek huil, en alles, maar die oomblik toe ek het na hom toe gevat het, of ek nou weet, ek gaan 'n pak kry later of nie, dit is 'n las wat van my skouers af is, want ek weet, nou is my pa in beheer. Hy gaan dit nou vir my help uitsorteer. As wat ek het nou moet wegsteek, en weghou, en ek weet, ek gaan in elk geval een of ander tyd uitvind. Ek sal hy dag nooit vergeet. Kyk, my middelbroer is 'n boetie wat, hy is die waaghals van die almal gewees. Ek was eintlik 'n soort van die voorbeeld, maar nie heeltemal 'n goeie voorbeeld nie. En ek onthou my broer het altyd my pa laat gaan stap, my pa het 'n bakkie gekoop, 'n Ford bakkie, en uit die boks uit, splinternuut. En my broer is een van daai wat gaan elke keer as my pa weg is, of hy het gaan golf speel, of iets gaan doen, dat hy in die bakkie ingeklim het, hy geoefen ry. Ag, en toe hy weer kyk, hy kon ry, op 'n jong ouderdom. Ek was te bang om daai ding te doen. En daai een Sondagmiddag, toe my broer, want ons het in Willemore gebly, en dit is 'n baie klein dorpie, en dit is grondpad en alles, en my broer daar oor die blok gery, en alles, want my pa van golf speel, en weet dat, hulle speel blank, vir alles die by die laaste pytjie kom, en my broer teruggekom, en hy
bakkie mooi parkeer en ek tog te laat ek ook 'n kansie vat. En ek klim in die bakkie en ek dog ek het hom in 'n reverse gesit, maar het was dit nie reverse en ek los die klas en hy spring daar uit. Nou moet jy weet, dis 'n 3 liter Ford, daai ding het woema. En hy slaat daai linker neus, in 'n boom vas, ingeduik. Ek dink daai bakkie was nog nie 6 maande oud gewees nie. Dan my pa teruggekom van hulle golftripie af, ek het seker vir 5 ure lank daai bakkie gewas. Maar ek het heeltyd op dieselfde spot gebly, laat hy nie die duik moet sien nie. En tot het donker is, toe ek veilig, toe kon ek die huis in gaan. En ek onthou die volgende dag is ons skool toe, en dit was die Sondag weer, die volgende dag was ons skool toe, en ons kom by die huis, en ek hoor die bakkie kom ingery. En my pa stop, waar hy altyd stop, en hy klim uit, en hy roep ons 3 seuns, en dan my klein seus, hy is wel net al, en hy roep ons met mekaar, en hy sê, kom ons hoor, wie kan die hardste sing. My broer het gesê, ek kan nie sing nie, maar ek het sommer dadelik geweet waaroor dit gaan. Maar die oomblik toe my pa daarvan weet, want ek kon na anti-slaap nie, maar die oomblik toe hy daarvan weet, en ek vir hom sê, sorry, dit was ek gewees. Ek het 'n harde pak slaap, daai losing wat vir altyd, onthou ek, tot nou toe. Maar die oomblik toe ek vir hom met hom deel, wat dit asof al hierdie sorge net vir my skouers afgaan. My pa sê toe hy was bang toe, want ons het 'n winkel gehad daar so in Willemore, en toe hy was bang toe, hy geld gaan bank, en toe hy kom, toe sien hy hierdie ou se bakkie voor staan die tank met die teiker, hy tog, dis nie sy bakkie, hy soek, maar waar's my bakkie? En toe op die ouwe vandag, toe sien hy die registrasienommer, toe sien hy, maar, dit is sy bakkie. Maar wat ek eintlik vir daar wil neersê, wat ek eintlik vir julle wil sê, is dat partykeer is ons moeilikheid so, ons storm van so aard, maar die oomblik as ons daardie storm na God te vat, verander dit wat jy dra. Dit gaan dalk nie die storm oplos nie, maar jy gaan weet wat se posisie is die God die Vader in daardie storm in jou lewens. Die tweede punt is dat 'n wilde jaar, 'n moeilike jaar is nie 'n gemorste jaar nie. Jy sien baie van ons, en ek weet ek het baie keer ook dit al gesê, kan hierdie dag nie net verbygaan nie. Want vanaf wakker geword tot die middag toe, alles gaan net verkeerd. Dit kan hierdie week nie net omgaan, kan die seisoen nie, kan hierdie jaar nie net omgaan nie. Ek weet nie hoeveel van julle het al so gevoel nie, maar ek het baie keer so gevoel. En ek hoor ons mense wat self sê, weet, hulle gaan nie eers 2026 aanvaar, mits hulle die terms en conditions gelees het. Wat wag vir ons nie? So ek dink baie keer is dit dat 'n jaar voel vir jou so gemors, so 'n no-use jaar, dat ek wil dit net verby hê. Maar dit is 'n jaar wat God jou geleer het, jou gevorm het en jou gebou het. Ten spyte van alles, want in my oogpunt is hoe ek dit sien, is dat wanneer jy deur 'n situasie gaan, is dit maar net 'n stepping stone to move up. Want ons leer uit dit uit. Vir God is dit nie 'n gemorste jaar nie. Dit is 'n jaar wat hy jou gevorm het om vooruit te gaan. In moeilike tye is God juist besig om jou te vorm. Jou geloof word dieper. Want glo my, 'n mens bid meer as jy in 'n storm is. Jy roep die Here se naam meer aan as jy in moeilikheid is. Ek het nou die dag met iemand gepraat, of iemand, my broer. Hy is in die gevangenis. En snaaks genoeg, hoeveel mense gee hulle harte vir die Here binne in die tronk, as mense buite die tronk? Want wanneer jy in 'n situasie is wat jy voel, jy het nie meer beheer nie. En mense kom op 'n punt wat ek besluit, ek gee nou die beheer oor aan die Here, begin die Here in mense se lewens werk. Jou karakter word sterker in jouself, jou geloof, en in dit wat jy weer die Here vir jou kan doen.
Maar die belangrikste gedeelte van alles is, jou afhanklikheid van God raak baie hoog, baie sterk. Romeine 8 vers 28, sê Paulus, hy sê, ek weet dat God alles ten goeie laat saamwerk, vir hulle wat hom lief het, hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewens. Die woord sê nie net sekere goed nie, of party goed nie. Die Here laat alles goed werk in jou lewe, in jou situasies, in jou storm. Nie net sekere goed nie, alles. Maar iets wat ons moet leer is, om daai gedeelte vir Here te gee, sê Here, help. Om daai vrymoedigheid te kan hê, om na die Here toe te gaan en sê, Here, ek gee dit oor. U is die koning, regeer oor my lewens. Punt 3 is God se plan versus die vyand se plan. Nou Johannes 10 vers 10, en ons almal ken hierdie vers wat sê die dief kom vir niks anders as om te steel, dood te maak en te vernietig nie. Maar ek het gekom sodat hulle lewe kan hê, sodat hulle dit in oorvloed kan hê. Nou die vyand se werk, sy plan, sy doel vir jou en in my lewe hierdie jaar, die afgelope tyd, was juis om ons vrede te steel. My vraag is, het hy dit reg gekry? Sy doel was om jou hoop te breek, jou moeg te maak, en selfs jou in jou geloof te laat twyfel. Hoe het jy gevoel hierdie afgelope tyd in 'n teleurstelling? Hoe het jy gevoel na 'n terugslag in jou lewe? Die vyand was uit om jou as kind van God te knak. Maar hier sit ons vandag. Hoekom is ons hier vandag? Want God se plan is heel anderste as dit wat die vyand bedoel het vir ons. God se plan was dat ons lewe het en lewe in oorvloed. Nou baie van ons weet ons, en ek weet in my eie lewe, in my gesin, weet ek dat daar situasies is wat ons baie keer mee sukkel en nie ons koppe om dit kan kry en hoe gaan ons hierdie ding behandel, hoe gaan ons uit hom uitkom? Maar dan besef ek net dat God se lewe, en dit is wat hy vir ons gegee het, gee hy nie net bietjie, hy gee dit in oorvloed. Sodat ons in oorvloed het, genesing vir jou siel, jou gees en jou liggaam, herstel van verhoudinge, huwelike, en al die bogenoemde, beplan God dit in oorvloed. Dan punt 4 is van oorleef na rus. Dit is iets wat ek dink wat vir my die moeilikste deel was, is dat ek dink baie keer het ons in so 'n survival mode gegaan hierdie jaar. En ek praat dan met myself. Dat ons het net survive. Ons het dit net gemaak. Ons kon nie in 'n plek kom wat ons regtig rustig raak en in die rus van die Here kom. Want daar was elke dag, elke week, elke maand iets anders wat opgeduik het. Maar ek het net besef dat God het nie sy seun, Jesus Christus, hiernatoe gestuur, wêreld toe gestuur, sodat ons op survival mode kan wees nie, en net kan oorleef nie. Hy het sy seun gestuur sodat ons in oorvloed kan hê en kan lewe. Johannes 14 vers 27, hy sê, ek laat vir julle vrede na, my vrede deel ek met julle. Ek gee dit nie soos wat die wêreld wil gee nie. Julle moenie ontsteld of beangs word nie. Die Here gee vir ons vrede. Ons hoef nie beangs of bang te word nie, maar hy gee dit vir ons. En ek moes op 'n punt kom wat ek regtig moes teruggegaan het en sê, Here vergewe my.
vir baie keer wat ek toegelaat het dat omstandighede my gebrainwash het en eintlik my vrede gevat het. Waar ek net kon gekom het en Ian sal nou sê, weet as jy vir Ian moet vra, wat sê die Here vir jou? Wat sê die Here vir jou? Hy is altyd stil. Dis wat die Here vir hom die afgelope 10 jaar sê, is wees stil en weet ek is God. As ons by mekaar kom en ons bid en ons hoor wat sê die Here vir elkeen, dan is almal geweet wat gaan Ian sê. Maar dis wat God wil hê, ons moet stil raak. Ons moet in sy vrede inkom en weet, hy is God. Want ek dink dat al maniere ons op 'n punt kan kom wat ons in die rus van die Here kan inbeweeg. Waarin ons hom groter maak as wat ons situasie is. Daardie rus beteken God is koning. Al is jy in jou storm. Dan gaan ek met julle deel. Jy het nie nodig om al hierdie las op jou eie te dra nie. Jy het nie nodig om alles self reg te maak of alles by mekaar te hou nie. Jy hoef nie in alles beheer te hê nie. Laat los en gee dit oor aan die Here. Ek sê weer, lig jou ken en ken jou lig in jou situasies. Dan die laaste punt, God bly koning selfs oor die toekoms. En dit is waar ek die gedeelte wat ek nou wil afsluit is dat ons maak nou hierdie jaar klaar. Oor 'n paar dae is dit nuwe jaar en ons stap in 2026 jaar in. Al was dit 'n moeilike jaar, is hierdie 'n jaar, 'n stepping stone vir die jaar wat voorlê. En ek kan jou nou sê, as ons daardie motto inneem in ons lewens, om jou ken te lig en jou lig te ken, gaan ons met vrede en vreugdes 2026 instap. Want God is al reeds daar. Reeds besig om die jaar vir ons voor te berei. Ons hoef nie benoud of onseker te wees nie. Ons, en dit is nou my terms and condition, ek gaan nêrens heen as ek weet, God gaan nie saam nie. En ek kan vir julle sê dat God is saam met ons. Hierdie jaar wat ons nou gaan intree, gaan 'n baie besonderse jaar wees. Ek glo met my hele hart, dit gaan 'n jaar wees wat die Here ons, nie net as gemeente, maar julle as ons as gesin, ons verwagtinge gaan oortref. Dit wat jy gedroom het, dit wat die Here vertrou, glo ek deure gaan oopgemaak word. Omdat ons ken gaan lig en ons lig gaan ken. Jesaja 49 vers 23, die laaste deel. Hy sê, wie sy hoop op my stel, sal nie teleurgestel word nie. Ons hoop vir 2026 is 'n hoop waarop Jesus Christus die middelpunt is van alles. Vertrou op die Here. Hy bly die koning. Kom ons maak ons oë toe. Vader, soos ons gelees het in Spreuke 3 vers 6 wat sê, julle as ons vra na die wil van God in alles wat ons doen, Here, dat U vir ons die regte pad sal wys. En Here, vanoggend is ons as 'n gemeente, as gesinne, as familie, as individue, vra ons na die wil van U, Here, vir 2026. En ons vra, Here, dat U vir ons in hierdie jaar wat kom, die regte pad sal wys. Here, dat ons hierdie jaar sal betree met wysheid, met insig, en dat dit ons middelpunt van ons lewens sal wees, om ons ken te lig, om U in elke situasie te sien, in elke situasie te herken, en om elke situasie aan U te gee,
En Vader, deur dit, U as ons lig te ken, vir dit wat voor lê. Here, dit is ons terms of conditions. Here, dat ons sal nêrens wil gaan, mits U nie saam met ons is nie. En dat U deur U Gees hierdie pad vir ons sal voorberei. En Here, dat 2026 'n jaar sal wees, wat ons kan sien hoe 2025 net 'n stepping stone was, om in U heerlikheid in te stap. En selfs in hierdie woord vanoggend, Here, is dat ons dit sal besef, dat U is koning, U bly koning, en U regeer. En dis wat ons spreek in hierdie gemeente, Vader, dat U is die koning van Christen Lewe Gemeente. U regeer hierdie gemeente. En Vader, dat ons saam met U hierdie nuwe jaar sal betree. En terwyl ons oorste toe is, wil ek net vra, ek dink die belangrike ding wat ons moet besef as 'n gemeente, is dat jy kan nie die Here vra om jou lewe te regeer, as jy hom nie eers koning gemaak het vir jou lewe nie. As daar 'n geleentheid is dit vanoggend, daardie geleentheid, wat ons 'n gebed kan bid en die Here koning maak van my lewe. Dink aan die voordeel wat dit gaan hê, is dat ek kan alles na God toe vat, om hierdie laste van my skouers af te vat. Is daar 'n gebed wat ek graag wil bid, en ek wil vra dat julle saam met my sal bid, en die wat hier is, wat dit vir die eerste keer sal bid, dat julle ernstig sal bid, en sê, Here, ek maak U koning van my lewe, ek vra U om te regeer. Bid agter my aan. Hemelse Vader, vandag kom ek na U toe net soos wat ek is. Here, ek glo dat Jesus Christus vir my sondes aan die kruis gesterf het. En dat hy in my plek die hel beleef het. Here, ek glo dat U het Jesus Christus uit die dood uit opgewek. En dat Jesus Christus lewe en dan die regterhand van God sit en intree vir my lewe. Vandag maak ek hierdie keuse, Here, om U die koning en Here van my lewe te maak. Vader, U regeer oor alle aspekte van my lewe. In Jesus naam. Amen. As daar iemand is wat hierdie gebed vir heel eerste keer gebid het en die Here werklik 'n koning van jou lewe gemaak het, wil ek net sê, daar staan Tolly daar agter. Gaan gesels het met hom en hy gaan jou net 'n bietjie verder wys. Ek wil graag dat ons oorgaan na die nagmaal toe vanoggend. Ek dink wat belangrik is vir die nagmaal, doen ons dit nie as 'n ritueel nie. Ons doen dit omdat die woord vir ons gesê het, ons moet dit doen uit herinnering vir dit wat Jesus Christus gedoen het. En ek dink wat dit vir my dit nog meer besonders maak. Kyk, ons is gewoonlik doen ons dit die laaste Sondag van die maand. Maar julle gaan agterkom, partykeer doen ons dit die eerste Sondag van die maand. Dis nie vasgegiet in 'n rituele doen van dinge nie. Maar die belangrike ding wat ons uit dit moet vat, is dat ons doen dit. En die eerste ding hoekom ons dit doen is, ons onthou, ons word herinner, dit wat Jesus Christus van die kruis vir ons gedoen het. En saam met dit, doen ons dit, omdat ons so sy naam verkondig. Ek dink die belangrike deel wat ons uit hierdie nagmaal uitvat vanoggend is, ons as 'n gemeente eet uit een liggaam uit. 'n Liggaam wat
wat gebreek is vir ons, wat Jesus Christus sy liggaam gegee het, sodat ons saam as 'n gemeente en as gesin in een liggaam deel kan hê, en dis die deel of die liggaam van Christus. As ons vorentoe kom ons na die tafel van genade toe. 'n tafel wat die liggaam homself is perfek, maar hy nooi die onperfektheid na hom toe, sodat ons deel kan wees van Jesus Christus se perfekte liggaam. En deel daarvan is om te verklaar. En ek seker, ek weet nie, kan ons nagmaal hê, nuwejaars diens? Ek weet ook, ons nog kyk. Maar deel van hierdie nagmaal vanoggend. En dis iets wat ek julle wil vra, is dat as julle kom as 'n gesin, om as 'n gesin saam te staan en saam te bid. En as jy alleen is, skakel by iemand anders te in wat ook alleen is. Maar ek dink die belangrikheid daarvan is om te begin verklaar, terwyl ek hierdie liggaam van Christus het, terwyl ek hierdie beker vashou, om te verklaar, Here, ek verklaar genesing oor my liggaam, ek verklaar vir beloftes oor woord wat oor my gespreek het, dat dit tot vervulling sal kom. Here, ek verklaar dat ons 2026 gaan instap, saam met U. En laat ons in hierdie belofte wat ons saam is, deel is van die tafel van Jesus Christus, laat ons sal vashou aan die belofte wat die Here vir ons gegee het. Nie net vir as 'n gemeente, maar vir julle as 'n gesin en julle as 'n individu. Ek wil net sê, weet jy wat, as daar genesing nodig is, verklaar dit vanoggend. As julle gesinne, weet, kinders, verklaar julle kinders, verklaar dit wat julle oor julle kinders spreek en dit wat julle Here vertrou voor. Want dit waarvoor die tafel is vanoggend, is sodat ons uit die perfektheid van Jesus Christus onsself kan vervul. Kan ek net vra dat almal kom vorentoe, kom neem vir jou 'n kelkie en 'n broodjie. En dan gaan ek bid. En dan wil ek hê julle as 'n gesin en mense wat saam is, saam te bid en die Here vertrou vir deurbrake in julle lewens. Kom maar vorentoe. Van U perfekte tafel. Here, dat ons kan deel wees van U perfekte liggaam en die perfekte bloed wat gevloei het van elkeen van ons. En Here, soos ons nagmaal vanoggend gaan geniet, Here, doen ons dit uit herinnering van dit wat U woord sê ons moet doen. En Vader, ons gee onsself oor aan U vanoggend. Dankie Here dat dit wat ons as gesinne, as individue verklaar oor mekaar, Here, dat dit 'n ja en amen sal wees. En Here, dat dit ook die belofte sal wees wat ons 2026 sal betree. Want Here, ons gaan nêrens heen sonder U nie. En dit is wat ons aan vashou vanoggend. Dit is wat ons verklaar vir 2026. Ons loof U daarvoor dat ons hierdie beker kan vat, hierdie broodjie kan vat. En Here, dat ons dit met mekaar kan deel tot U nagedagtes in Jesus naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Vader, soos ons vanoggend afhandel en klaarmaak om reg om te ry en dit wat ons na ons gesinne en vriende toe gaan, voorbereiding vir die nuwe jaar, spreek ek voorspoed in elkeen van ons lewens. Here, dankie dat U goedheid en guns saam met ons sal gaan en waar ook al ons beweeg, dat ons bewus sal wees van U veiligheid, U hand oor ons. Here, ons seën elkeen soos ons huis toe gaan. Ons seën ons gesinne, ons seën ons vriende. Ons seën hierdie dorp. En ons sê dankie Here dat U in beheer is. U is koning van alles in Jesus naam. Mag die goedheid en vreugde van die Here saam met elkeen van julle wees. En mag julle dit ook so ervaar elke dag van julle lewens. In Jesus naam. Amen.